is vanoggend so laat, ek is jammer daaroor, ek is 'n goeie, wat is dit, 4 minute, as ek laat, ons is glad nie meer by 14 minute oor 7 nie, maar nietemin is dit lekker om saam met jou die oggend te kan begin. Ek moet egter vir jou sê, dat ek, dat die rede waarom ek laat is omdat ek die volgende gedeelte voorberei het, en ek en François staan toe nou in die kombuis vanoggend en reflekteer net hieroor. Hy is besig om vir ons ontbyt te maak, en ons reflekteer net oor hoe goed hierdie is, en hoe is hierdie van toepassing op ons lewe, en waar ons nou is. Glo regtig die Here het ons gelei tot hiertoe. So ons is nou besig met hierdie reeks, en jy het dalk agtergekom, waar ons die vraag vra oor, wat is God se wil vir my lewe, en wat doen ek? Soos, hoe raak ek deel van God se avontuur? Ag, ek sien ons is 'n lekker groepie, ek moet net eers dit sê, hallo Elmarie en Wilma en Mariska en tannie Veronica, hallo Michelle en Koos en Cathy, dit is vir my so lekker om elkeen van julle te groet vanoggend. Okay, so ons vra, hoe kan ek deel wees? Hoe skakel ek in? Hoe wees ek deel van God se wil, van God se avontuur? Hoe beleef ek hom? Hoe praat hy met my? Hoe werk hy deur my? Al daai vrae beantwoord ons nou in die reeksie waarmee ons besig is. En François het gister, en as jy dit gemis het, moet jy dit tog gaan luister, oor 7 waarhede gepraat, oor God wat deur ons werk en in ons werk. En wat ons eintlik nou vir die volgende paar dae gaan doen, is om daai 7 waarhede so half te bespreek en stil te staan daarby, want dit gaan ons help om God se wil vir my lewe te ontdek en vir jou lewe te ontdek. Nou die eerste waarheid waarvan François gepraat het is, God is rondom jou aan die werk. Nou as ons dit lees, dan is daar 2 gedeeltes wat baie sterk by my opkom, want dis veral die Johannes evangelie en die Markus evangelie wat hiervan praat. In Johannes 5 vers 17 en dan nou vers 19 tot 20 staan daar, maar Jesus het teenoor hulle reageer. My Vader werk tot nou toe, en ek is ook aan die werk. En dan vers 20 sê, ek verseker julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slegs wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, dit doen die Seun net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy self doen. Hy sal hom nog groter dinge wys as hierdie, sodat julle verstom kan staan. So, Jesus sê, God die Vader is aan die werk. En hy sê, hy hou aan om aan die werk te wees. En die Seun doen niks uit sy eie nie. Jesus self het niks uit sy eie gedoen nie. Hy kyk, wat is die Vader besig om te doen? En wat ook al die Vader doen, dit doen die Seun. En dan al hierdie kom uit 'n liefdesverhouding uit. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy self doen. En hy sal die Seun nog groter dinge wys, sodat jy verstom sal staan. En dan wil ek tog vir jou die einde van die Markus evangelie ook lees. Soms so kantaantekening, dalk is hierdie vir jou interessant. In Openbaring sal jy onthou dat Jesus uitgebeeld word as iets met 4 gesigte. As 'n wese met 4 gesigte. En elkeen van hierdie 4 gesigte verwys na een van die evangelies. En daar's 'n werkesel, soos 'n os. Ek kan nie presies onthou wat die woord is, 'n bees of 'n werkesel, is een van die gesigte wat in Openbaring gewys word. En daai werkesel is verwys na die Markus evangelie, want dit gaan in die Markus evangelie is Jesus heeltyd besig om te werk en te werk en te werk en te werk. En in Markus eindig die Markus evangelie so. Nadat die Here Jesus klaar met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem. En hy het in die ereplek aan God se regterkant gaan sit. Die disippels het toe die goeie nuus oral gaan verkondig, en dan hierdie woorde. En die Here het saam met hulle gewerk, en hulle boodskap bevestig deur die wondertekens wat daarmee gepaard gegaan het. So die disippels het gewerk, en die Here het saam met hulle daarmee gewerk. Maar ons het nou in Johannes 5 het ons Jesus se werkswyse geleer van hoe hy gewerk het, en dalk is dit nodig om net vinnig stil te staan by hoe werk die 3 eenheid. So jy weet nou, jy het op Sondagskool geleer, of as jy dit nie weet nie, gaan jy dit vanoggend uitvind, dat God 3 is, maar 1 is. God is Vader, Seun en Gees, so dis God die Vader, God die Seun, God die Gees, is 3 persone, maar dis
een. Dis asof God homself altyd openbaar in die Bybel as een en selfs in ons lewe as een van hierdie drie, maar eintlik is al drie aan die werk agter hierdie drie. So dis drie wat aan die werk is, maar dis een en is drie aparte persone, maar dis een. Dis 'n groot misterie. So ek het al baie keer vir Lia dit probeer verduidelik. So sy vra vir my partykeer, hoe werk dit? Hoe kan sy vra dit? Sy's 5 jaar oud, sy vra en dit wys my hoe ons geloof ook kommunikeer. Hoe is Jesus in die hemel, my is in my hartjie? So waar is hy nou? Is hy nou in die hemel of is hy in my hartjie? Hoe het hy opgevaar in die hemel, my is in my hartjie? En dan moet ek vir haar verduidelik, maar as Heilige Gees woon in ons. Maar omdat die Heilige Gees in ons woon, is dit hoe ons God sien. Maar dit beteken eintlik Jesus is ook daar, want dis die Gees van die Seun, dis die Gees wat die Seun gestuur het, dis Heilige Gees, maar dis Jesus. Maar Jesus is in die hemel ook, en hy sit aan die regterhand van God. So dis waar die Seun is, die Gees woon in ons. Okay, dit daar gelaat. Die drie eenheid sien ons in die Bybel dat in daai liefdesverhouding word daar heeltyd gewerk. En as ons die wil van God wil ken, leer die Bybel vir ons die heeltyd kyk na Jesus. So die hele Bybel, veral die Johannes Evangelie, is vol tekste waar daar geskryf staan, waar Jesus sê, ek doen net wat die Vader wil hê ek moet doen. Of as jy die Vader wil ken, kyk na my, kyk wat ek doen. Ek voer die volkome wil van die Vader uit. En dit is my so amazing, want dit maak het ons nie nodig het om te vra in 'n sin na die wil van God nie. Jy hoef nie te vra of wil God jou gesond maak nie, of wil hy jou siek maak nie. Want ek sien nêrens in die Bybel dat Jesus gaan en mense siek maak nie. Jesus breek nie mense se bene om hulle liewer te maak vir hom nie. Jesus stuur nie pla nie. Jesus sal nie 'n corona, as jy dink aan die persoon van Jesus, stuur Jesus nie 'n COVID-pandemie om die wêreld iets te leer of wat ook al, of om dit nader aan hom te trek nie. Ons sien dit nêrens in een van die evangelies nie. En daarom kan ons vandag weet wat God se wil is. Maar ons sien dat Jesus op aarde optree vanuit hierdie liefdesverhouding en hy doen wat hy die Vader sien doen. Op 'n stadium vra Filippus vir hom, die Here wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En dan sê Jesus vir hom, ek bly al so lank by julle en julle ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en my werke doen. So dis hoe Jesus geleef het. En in 'n sin is Jesus, hy's volkome God, maar hy is ook volkome mens. So hy wys vir ons hoe lyk dit om 'n volkome geesvervulde mens te wees. En daarom is hy vir ons die prototipe van hoe ons kan wees en hoe ons kan lewe as geesvervulde mense. God betrek ook ons in die werk wat hy doen dan. Jesus het opgevaar in die hemel en nou is sy werk waarmee hy besig is. Hy het nie gewerk en toe gaan rus hy nie. Hy is steeds besig om te werk en God betrek ons by die werk. Paulus verduidelik dit so. Daarom iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby en kyk, die nuwe is hier. Die hele nuwe werklikheid kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en nie die mense se oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van versoening het hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. So wat is sy wil van ons? Om die boodskap van versoening, om aan te gaan met hierdie boodskap van vergoeding. Ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons 'n appel aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus. Kom tot versoening met God. So, die Vader is aan die werk en Jesus wys vir ons, die Vader is ook aan die werk deur hom. Die Vader werk nog altyd. Jesus sê, ek kan niks op my eie doen nie. Ek kyk na wat die Vader doen en ek sien wat hy doen en ek weet dit deur die liefdesverhouding wat ons het. So Petrus het later hierdie ingesien. Hy het hierdie waarheid ingesien dat
God eintlik deur Jesus gewerk het. En dan verduidelik hy dit in Handelinge, so hy sê, luister na wat ek van julle sê, mede-Israeliete, soos julle self weet, het God in die openbaar by julle bevestig, dat Jesus van Nasaret die Here is. Dit is bevestig deur kragtige dade, wonders en tekens, en dan hoor jy, wat God hom by julle laat doen het. So God werk deur Jesus, en nou werk God op dieselfde manier deur ons. So as jy wil weet, as ons dan Jesus se formule van Johannes 5 wil volg, en ons sê, ek wil weet, wat is God se wil vir my lewe? Wat wil God hê, moet ek doen? Dan sien ons die eerste waarheid, ons kom weer daarby terug, ons is nie God se dienaars, in die sin van, hy gee vir ons opdraggies, en dan moet ons die opdraggies gaan doen nie. God werk in 'n liefdesverhouding. Dit werk altyd dat ons God se hart moet soek. God se hart vir ons moet soek. En dan kan ons sien hoe Jesus geweet het wat is God se wil op 'n bepaalde tyd. So, Jesus het gewerk en dan was daar skares gewees rondom hom. Maar die skares was nie sy ryp oes waarna hy uitgereik het nie. Die skares was nie die oesland nie. Daar was individue in hierdie skares met wie hy gewerk het. En hoe het hy geweet watter individue hy mee moet werk? Hy het mos nou self gesê, ek kyk na wat die Vader besig is om te doen, en dan reageer ek daarop. Dan werk ek saam daar. So hy het deur 'n skare geloop, en dan sien hy, daar was dalk 'n klomp mense wat in bome gesit het om hom te sien. Maar hy sien vir Saggeus. En hy sien dat Saggeus besig is om iets te doen, dat God besig is om in Saggeus te werk. En dan reageer hy daarop. Dan val hy daarby in. Hy loop en dan is daar klomp mense wat aan hom vat. Maar daar was een vrou wat aan hom kon vat het, en God was besig om in haar te werk. En hy kon sien, God is besig om in haar te werk. En hy val daarby in. En dis die vraag wat ek en François, toe ek nou laat was, bespreek het in die kombuis. Waar is God besig om te werk in Knysna? Waar sien ons God tans besig om te werk in ons dorp? Want ons werk is nie om nuwe projekkies uit te dink nie. As ons wil weet wat is God se wil vir ons nou, soek waar is God reeds besig om te werk. Waar sien jy God reeds besig om te werk? En waar kan jy daar inval? En een van die beste voorbeelde vir my, wat ek in die afgelope tyd in ons gemeente beleef het, en wat ek vir jou kan vertel, is die bediening wat ons het aan persone wat kanker het. Ek kan nie vir jou verduidelik wat hierdie bediening in die afgelope jaar en 'n half gedoen het nie. So ons het net hier aangekom, en toe het daar verskillende mense na my toe gekom, en almal van hierdie mense is nie eens meer betrokke by hierdie bediening nie. Maar verskillende mense het na my toe gekom en vir my gesê, Inel, ek het 'n hart vir mense wat kanker het. Het sy omdat ek self kanker gehad het, het sy omdat ek self gewerk het in my werk met mense met kanker, en ek doen dit nie meer nie, maar ek wil steeds betrokke wees by mense wat kanker het. En al wat Inel nodig gehad het om te doen, is om raak te sien, maar God is besig om in hierdie mense te werk, en om hulle bymekaar te bring. En toe hulle bymekaar gebring is, begin hulle hierdie ongelooflike bediening, waar mense wat kanker het, in ons gemeente regtig verskriklik mooi ondersteun word, op 'n geestelike manier, op 'n fisiese manier, deur mense wat self kanker gehad het, deur iemand wat 'n onkoloog was wat afgetree is, deur iemand wat 'n chemosuster was wat afgetree het. So het hierdie bediening tot stand gekom. Soveel so dat Hospice toe dit gedoen het. Hospice het toe raak gesien, maar God is hier besig om te werk. En Hospice het vir ons gemeente gevra, maar kan ons nie mense wat nie 'n gemeente het nie, na julle toe verwys, na julle kankerbediening, waar julle mense wat kanker het bedien, verwys nie. En so is hierdie bediening besig om al hoe meer vorm aan te neem en 'n lewe van sy eie te kry. Dis die werk van God. Waar sien jy God vandag werk? Is daar iemand wat na jou toe kom wat vra het? Antwoord hulle. Is daar iemand wat na jou toe kom wat sê, help vir my, bid vir my? Wees daar vir hulle.
Is daar iemand wat jy sien 'n honger het vir die woord? Leer hulle, lei hulle. Want dis hoe ons gaan inskakel van hierdie avontuur wat God doen. Franswa gaan môre verder hieroor gesels. Mag jy vandag 'n geseënde dag wees en mag jou geestesoë verhelder wees, dat jy kan sien waar God tans besig is om aan die werk te wees rondom jou ook.